Liewe Kiekskerk maats, dis wonderlik om julle weer vandag hier aanlyn te verwelkom by ons Kiekskerk. Ek is baie bly dat julle inskakel en vandag moet julle hoor, wag daar iets baie besonders op julle. So of jy nou lekker gemaklik daar op 'n stoel in jou kamer sit en kyk of dalk iewers op die mat sit en luister, jy is baie welkom. Hier is plek vir almal, net soos in ons Bybelstorie vandag, waar mense ook van oral af gekom het om na Jesus te luister. Nou maats, ons gaan vandag saam leer van 'n ware storie uit die Bybel. Nou hierdie is nie sommer enige storie nie. Dit is 'n storie oor 4 vriende wat alles gedoen het om iemand te help. 'n Man wat nie kon loop nie. En hoe hulle selfs bereid was om 'n dak van 'n huis oop te breek, sodat hulle tog net hulle vriend by Jesus kon laat uitkom. Maar maats, weet julle wat is die heel mooiste vir my van alles in hierdie storie? Hierdie verhaal gaan ook vir ons wys wie Jesus regtig is. Hy was nie sommer net 'n belangrike dominee na wie mense graag gaan luister het nie. Hy was nie net iemand wat graag mense gesond gemaak het nie. Hy was ook werklik God. En hy gee om vir elkeen van ons, vir my en vir jou en vir elkeen wat vandag ook hier inskakel en luister. So maats, kom ons onthou ook waarom ons vandag hier is. Die belangrikste rede hoekom ons hier is om tyd saam met Jesus te spandeer, om sy stem te hoor en ook te ontdek dat hy ons baie liefhet. En daarom groet ek julle ook. Die Here is hier by ons en sy liefde is vir my en jou bedoel. Amen. Maats, nou is dit tyd om ons harte en ons stemme op te warm, so kom ons wys met ons hele lyf dat ons Jesus liefhet en dat ons bly is om sy kinders te wees. Nou julle mag die volgende liedjie saam sing, julle kan spring, julle kan hande klap en dans, maar onthou ook om te glimlag. En as jy die bewegings van die liedjie ken, wys dit saam daar by die huis, want onthou, as ons sing vir Jesus, maak dit sy hart bly. Ek vind my krag in die Here, in sy woorde, in sy mag. Ek is gevul met sy vrede, met sy liefde, met sy krag, want ek dra die beld van die waarheid, die helmet van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel. Die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek veg is God se woord. Ek vind my krag in die Here, in sy woorde, in sy mag. Ek is gevul met sy vrede, met sy liefde, met sy krag, want ek dra die beld van die waarheid, die helmet van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel, die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek veg is God se woord. Die beld van die waarheid, die helmet van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel, die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek veg is God se woord. Welkom terug maats, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Dankie Here Jesus vir nog 'n geleentheid om vandag van U te leer. Dankie vir die voorreg om jonk en gesond te wees en vir alles waarmee U vir ons seën. Here, gee vir ons genoeg krag, ook vir die laaste stukkie van 2025 en help ons om altyd te onthou dat U by ons is. Help ons ook om vandag se Bybelstorie mooi te verstaan. Dankie Jesus. Amen. Nou maats, voordat ons vandag saam lees uit die Bybel, kom ons maak eers ons lywe wakker en dan leer ons ietsie oor spanwerk en vriendskap. Nou ek wil hê julle moet mekaar nou mooi help daar by die huis.
Iemand van julle moet gou-gou 'n handdoek of 'n kombers en 'n sagte speelding, dalk 'n groot teddybeer of 'n bal gaan haal. Nou, iemand anders in die huis maak nou 'n hindernisbaan, sommer met 'n paar stoele en bokse wat julle rondskuif. Enige iets wat dit bietjie moeiliker gaan maak om van die een kant na die ander kant te loop. Nou moet julle die sagte speelding of die bal bo op die kombers of die handdoek sit, en as julle 4 mense is, kan elkeen nou 'n punt vat en dit versigtig optel. As julle net 2 is, hou dan net weerskante van die handdoek of die kombers vas. Nou moet julle versigtig deur die hindernisbaan loop, verby al die stoele en die bokse, maar sonder dat die sagte speelding of bal afval. As dit afval, dan moet julle van vooraf begin. So vat genoeg tyd om dit te doen, en as julle dan klaar is, kan julle weer die video kom aansit. Maats, welkom terug. Ek hoop julle het die oefening geniet. So ek wil sommer vir jou 'n paar vrae vra. Was dit maklik vir julle om dit te doen, om saam te werk, of was dit moeilik? Watter dinge het julle gehelp om dit reg te kry? Was dit spanwerk? Was julle geduldig met mekaar? Het julle vir een dalk gesê, jy moet bietjie stadiger loop, of bietjie vinniger, of lig 'n bietjie hoër? Het julle heeltyd met mekaar gepraat? En dan wil ek julle ook vra, kan julle dalk aan 'n keer dink, toe julle ook vir iemand anders moes help met ietsie moeilik, en hoe het dit jou laat voel, nadat julle deur al die verskillende hindernisse gekom het? Jy was dalk al by die snoepie, en toe het jy gesien dat 'n maatjie nie geld gebring het om kos te koop nie, en toe het jy vir 'n maatjie uit jou beursie 'n paar rand gegee om iets lekker te koop en te eet. Of jy sien dalk iemand wat iets baie swaar moet dra, en jy gaan bied hulp aan om te help dra. So dis die klein maniere wat ons amper soos hierdie 4 vriende in vandag se storie kan wees, en waar ons mekaar kan help. Want ek wil hê julle moet mooi hoor, wanneer ons saamwerk, soos met daardie oefening, waar ons die bal of die sagte speelding balanseer, dan kan ons groot dinge regkry. Net soos daardie 4 vriende in die Bybel. Nou ek het vandag in my voorbereiding weer gedink dat 'n vergrootglas, en julle ken mos nou almal 'n vergrootglas, ons nogal kan help om vandag se Bybelstorie beter te verstaan. Julle weet mos, speurders gebruik vergrootglase as hulle ietsie moet vergroot en ondersoek. Nou dis amper soos Inspector Gadget met al sy verskillende gadgets, maar hy het ook 'n vergrootglas, want speurders is mense wat raaisels oplos. Hulle gebruik leidrade en dan probeer hulle uitvind wat het regtig gebeur. Dink so 'n bietjie. Het julle al gespeel dat julle 'n speurder is daar by die huis? En wat het jy probeer uitvind? Nou in Jesus se tyd was daar ook mense wat hom fyn dopgehou het. En hulle het amper so speurders probeer uitpleis. Wie is hierdie Jesus regtig? Sommige het geglo hy is die seun van God. Ander weer het gedink hy is sommer net iemand wat mooi stories vertel. Maar die leidrade van wat Jesus gedoen het en gesê het, wys vir ons baie duidelik in die Bybel. Jesus is werklik God. En ons gaan dit ook vandag sien. Nou, ons Bybelstorie kom uit Markus, hoofstuk 2, van vers 1 tot 12. Nou is dit tyd vir die storie, so ek wil hê julle moet mooi regop sit, maak jou ore waawyd oop en luister mooi, want hierdie storie is een wat jy nie moet vergeet nie. Jesus is in 'n dorpie met die plek Kapernaum. Nou hy is daar in 'n huis en hy vertel vir mense van God. Mense het gehoor hy is daar en daarom het hulle van oral afgekom, van ander dorpe af, van hoog bo in Israel tot onder, van jonk en oud, almal het gekom omdat hulle na Jesus wil luister. So, die huis was baie vol, so vol dat daar nie eers plek naby die deur was om in te kom nie. Maar intussen was daar 4 vriende wat 'n 5de vriend wou saambring. Nou hierdie man was verlam. Hy kan glad nie loop nie. Hy kan nie fietsry nie. Hy kan nie bal skop nie. Hy kan nie eers hardloop in die veld nie. En hy het elke dag daar op 'n mat gelê. Maar sy vriende het gehoor van Jesus en hulle het geglo dat Jesus hulle vriend kan help. En daarom het hulle hom op 'n mat gedra,
Maar toe hulle by die huis kom, is daar geen plek vir hulle om in te kom nie. Hulle kon nie eers by die venster inkyk nie. Nou maats, wat sou jy doen in so 'n geval? Hierdie vriende het egter nie moed opgegee nie. Hulle het begin kreatief dink. En toe klim hulle op die dak van die huis. En hulle maak 'n gat in die dak. Nie sommer net 'n klein gaatjie nie, 'n groot genoeg gat om 'n mens daardeur te laat sak. Nou stel gou vir jou dit voor, as jy daardie dag daar was, hoe die stukkies klei en gras begin afval in die huis. Mense het opgekyk, en dan sien hulle hierdie verlamde man wat stadig afgesak word tot reg voor Jesus. Nou Jesus het toe opgekyk, en weet julle wat? Hy sien nie net die man nie, hy sien ook die liefde en die geloof van sy 4 vriende wat hom gehelp het. En toe doen Jesus iets wat niemand verwag het nie. Hy sê, my kind, jou sondes is vergewe. Nou die dominees wat daar was, die skrifgeleerdes, hulle het dit gehoor, toe raak hulle sommer baie kwaad en hulle sê, maar hoe durf hy dit sê? Net God kan sondes vergewe. Maar Jesus het geweet wat hulle dink, en daarom wys hy vir hulle dat hy werklik God is. En daarom sê hy toe vir die man, staan op, tel jou mat op en gaan huis toe. En daar voor almal se oë staan die man toe op. Hy kan weer sy bene voel, hy buig sy knieë en hy glimlag. En hy stap uit met sy mat onder sy arm. Die mense was so verstom en hulle het gesê, ons het nog nooit so iets gesien nie, en hulle het God geloof. Dis daarom 'n wonderlike storie, maats, van vriende wat bereid was om iemand in nood te help. So ek wil sommer so 'n paar vrae vir julle vra, en julle is welkom om die video te stop as julle ook met mamma en pappa of oupa of ouma wil gesels wat saam kyk. Ek wonder sommer, hoekom het die vriende hulle vriend juis na Jesus toe gebring? Wel, hulle het dit gedoen, want hulle het geglo dat net Jesus hulle kan help. Hulle het nie gewag totdat dinge makliker is nie. Hulle het geloof gehad, en daarom was hulle bereid om iets daaraan te doen. Nou dink 'n bietjie aan ons lewe. Dalk weet jy ook van 'n maatjie, of dalk van iemand in jou familie wat siek voel, of wat nie 'n lekker tyd of 'n goeie dag gehad het nie. En dan besluit jy om vir hom of haar te bid, of 'n kaartjie te maak. En so wys jy glo ook dat Jesus omgee, en dat hy ook vir daardie persoon kan help, net soos jou vriende, of die vriende in die storie in die Bybel. Die tweede vraag, hoekom dink julle, kan julle onthou, hoekom moes hulle juist deur die dak gaan, en nie by die voordeur nie? Dis reg, omdat alles anders toe was. Daar was te veel mense. Maar, wat ons ook moet sien, hierdie vriende het nie moed opgegee nie. Hulle het net eenvoudig 'n ander plan gemaak. En dit laat my ook dink aan ons lewe. Partykeer moet ons ook aanpas en planne maak as dinge moeilik is. Dink 'n bietjie daaraan jou skoolwerk. Miskien sukkel jy met wiskunde, maar jy probeer en jy hou aan probeer. En daarom gee die Here ook, net soos wat daardie verlamde man vriende gehad het, ander mense wat ons kan help. Daar is dalk 'n juffrou, of daar is 'n pappa of mamma wat beter is met wiskunde, vir wie jy vir hulp kan vra. En as jy meer oefen, en jy gee nie moed op nie, dan sal jy slaag. Dan kan jy ook figuurlik bo op die dak klim, soos daardie vriende, en daardie uitdaging oorwin. Dan, ek wonder of julle dit kan onthou, wat het Jesus eerste gedoen, toe hy hierdie verlamde man sien? Hy, sê die Bybel, het hierdie man se sondes vergewe. Nou wat leer dit vir ons? Dit wys vir ons, dat Jesus nie net na ons buitekant kyk nie, want ons almal lyk anders. Party van ons liggame kry swaar en is gebreek, amper soos daardie verlamde man. Maar dis nie waarna Jesus kyk nie. Jesus kyk na ons harte. En so moet ons ook dink aan ons eie lewe. Dalk was jy op 'n stadium die afgelope week onvriendelik met iemand. Dalk het jy iets nie gedeel nie, of jy was kwaad. Dan moet jy jammer vra, en jy moet ook weet dat Jesus jou hart skoon maak, soos wat hy daardie man se hart skoon gemaak het, sodat jy ook weer lig en vry kan voel. En dan die vierde, die laaste vraagie, wat leer ons ook van Jesus in hierdie gedeelte? Dis reg,
Jesus, soos wat ons begin het, is werklik God. Net God kan ons sondes vergewe en net God kan mense gesond maak, genees van binne, maar ook van buite. Nou dalk sit jy ook vanoggend en jy luister na hierdie verhaal en dalk is jy ook hartseer of bekommerd oor iets. En dan wil ek jou uitnooi om ook te bid, dat jy ook sal voel dat Jesus vir jou wil troos en vir jou wil moed en krag gee. En hy kan dit doen, omdat hy werklik God is. Nou maats, ons het vandag gehoor hoe Jesus 'n man gesond gemaak het en sy sondes vergewe het. Jesus is met ander woorde die sleutel wat ons harte oopmaak vir God se liefde. Sonder hom voel ons baie kere gesluit en eenkant of alleen. Maar met hom in ons lewens word ons harte weer warm en oop. En dan kan jy ook soos daardie 4 vriende vir iemand anders gaan wees. As jy lig en vry voel, dan kan jy ook vir iemand gaan bid wat swaar kry. Jy kan ook 'n maatjie nooi wat eenkant op die speelgronde sit om saam met jou te kom speel. Jy kan ook Jesus se liefde en vriendelikheid ook wys wanneer jy jammer sê en iemand vergewe. Nou hierdie week wil ek jou uitdaag om ook soos hierdie vriende wat moeite gedoen het, ook moeite doen met jou verhouding met Jesus. So ek wil vir julle 3 gebede mee uitdaag wat julle kan bid in die week wat kom. Die eerste gebed noem ons die voetstapgebed. So elke keer as jy loop, of jy nou na die yskas toe loop, of as jy skool toe loop, of op die sportveld loop, terwyl jy loop, sê vir die Here, dankie Here vir my voete wat werk. En help my vandag om ook na iemand toe te gaan wat swaar kry, en daardie persoon op te tel, nie af te breek nie, maar op te tel, wanneer ek met my voete tot by hulle loop. So, dit is die voetstapgebed. Die tweede tipe gebed wat ons kan bid, noem ek sommer die wow gebed. As jy ietsie mooi sien, iets in die natuur, dalk 'n voeltjie wat 'n nesie maak en vir haar kykens kos gee, of as iemand iets mooi gedoen het, of dalk 'n mooi sonsondergang of sonsopkoms as jy skool toe ry, sê, wow Here, U is die beste kunstenaar. So, kom ons probeer ook om die mooi goed raak te sien en vir die Here dankie te sê. Voetstapgebede en wow gebede. En dan die derde gebed wat jy ook hierdie week kan bid, noem ek sommer 'n SOS gebed. Nou 'n SOS is mos 'n noodsein as ons probleme het. Dalk voel jy ook 'n bietjie bang of senuweeagtig want jy moet binnekort toets skryf of dis alweer amper eksamen. En dan kan jy bid, Here, wees asseblief naby aan my. Gee vir my moed en krag om te weet dat U altyd by my is. So, die voetstapgebede, die wow gebede en die SOS gebede kan ons ook hierdie week ook bid. So, wat het ons vandag geleer as ons dan ook afsluit? Ons het gehoor, Jesus is werklik God. En hierdie Jesus kyk na jou hart, maar hy kyk ook na jou liggaam en hy wil hê ons moet gelukkig wees. En hy gee om vir elkeen van ons, veral van ons wat swaar kry. En hy gebruik ander mense, vriende, om mekaar nader aan hom ook te bring. So hierdie week kan jy ook 'n draer wees van sy goedheid. Dra iemand deur jou gebede. Dra iemand wanneer jy hulle gaan help, maar doen dit altyd ook met 'n glimlag. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U vir ons wys, U is God. U ken ons harte. U weet wat ons nodig het. Help ons ook om, soos die 4 vriende, ander te dra na U toe. Met ons liefde, met ons woorde, maar ook met ons dade. Dankie dat ons altyd by U welkom is. Amen. Maats, gaan leef hierdie week as liggies wat helder skyn vir Jesus. Gaan vertel vir iemand die storie van die 4 vriende en van hierdie man wat weer kon loop. En onthou, Jesus is God, maar hy is ook jou vriend. Tot volgende keer. Mooi loop, maats.